Kom ons bid om die opening van die woord, vriende. Here, hierdie woord wat ons het, wat U vir ons gegee het, is lewendig en kragtig. Here, dis woorde wat ver kom, dis woorde wat in 3000 jaar terug al by kampvure gepraat is, deur mense uit hulle hart uit geleer is, wat ons vandag lees. En ons dankie daarvoor. Dankie vir 'n psalm wat tot ons harte praat. Ek bid dat U vanoggend in die oomblik as ons stil is, dat U ons sal nader, dat U naby ons sal wees. En Here, help vir my ook en vir ons elkeen om ons harte oop te maak. Nie net met ons gedagtes te luister nie net met ons vooropgestelde idees te luister nie alles te sif met hoe ons nou dink nie, maar om vir U kans te gee om ons 'n nuwe perspektief te gee. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. So ons tema vandag is God jou rusplek? Jou rusplek. Of anders gestel, kan jy tot rus kom? Kan jy gaan sit en niks doen nie? En jou hart is vergenoegd. In jou hart is jy tevrede. Daar's niks wat jou jaag nie. Daar is nie skuldgevoelens wat in die stilte kom klop aan jou gedagtes nie. Daar is nie vrese en bekommernisse wat by jou kom draai in daai oomblik. As jy stil word, voel jy dat jy heeltyd moet besig wees, sodat jy net van hierdie goed van jou af wegkry. Dalk is dit hartseer. Dalk is dit teleurstelling. Dalk is dit sommer net die sorge van die lewe. Dalk is dit diep wonde, wat jy probeer om so min as moontlik aan te dink. Of is stilte vir jou 'n rusplek? Belangrike vraag wat die teks vanoggend vir ons gaan beantwoord. Kom ons kyk na die teks. Gedig van Dawid met die opskrif: U het my skuld vergewe. U het my skuld vergewe. In die oorspronklike Hebreëus staan daar 'n mashgil. Dis 'n nadenkende lied. Dis 'n lied wat stil en aanbiddend en nadenkend gedoen word. Die psalm begin met 'n belangrike woord. Dit gaan goed met die mens. Nou daai woord, dit gaan goed, is in die ou vertaling gewees, gelukkig is die mens. En dis 'n baie spesifieke Hebreëse woord. Asher. Dit gaan goed. Maar dis nie net 'n stilstaan woord, gelukkig of happy of blessed. In Hebreëus is dit nie 'n gevoel of 'n oomblik nie. In Hebreëus is dit 'n manier van leef. Op 'n manier, as jy hom direk vertaal in Hebreëus, sê dit om reguit te gaan. Reguit te gaan, die mens. Met ander woorde, is 'n woord wat 'n pad vorentoe aandui. Dit dui op 'n lewe wat gekies word en wat geleef word. 'n roete wat gekies word en wat geleef word. Daar is intensie in die woord. Daar is vasberadenheid in die woord. Dis om te kies om dankbaar te wees vir God se vergifnis, vir God se goedheid. Dankbaar te wees vir God se goedheid en vergifnis. Vergifnis, gaan die psalm ons leer, is waarskynlik van die heel kragtigste gevolge om God in jou lewe te hê. Sonder vergifnis sal ons nooit in 'n verhouding met enige iemand kan wees nie. As ons nie iemand kan vergewe en hulle nie ons kan vergewe nie. Vergifnis is iets wat reg deur die Ou Testament rol
en aan Jesus Christus in die Nuwe Testament uitspeel met sy verlossing aan die kruis. En God vergewe ons. God maak ons binneste tot 'n rusplek, tot 'n plek van vergifnis rus. 'n Plek waarin God nuut en vars met ons werk. Dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Dit gaan goed met die mens wat hierdie pad kies. Daar is rus op hierdie pad, rus in my binneste. As ek vergifnis beleef, as ek ervaar dat God my oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Met ander woorde, wat die psalmdigter sê is, as my hart oop is voor die Here. Ek het nie goed wat ek wegsteek nie. Ek het nie goed wat ek in my eie redenasies probeer om vir God te verduidelik hoe ek dink dit nou eintlik moet wees. Ek laat God toe in alles in my lewe. Ek laat hom toe in my denkpatrone. Ek laat hom toe in my gedrag. Ek laat hom toe in my emosies. Ek laat hom toe in die manier hoe ek optree teenoor ander mense. En ek is volledig redigeerbaar. Dis nou die groot woord vir edit. Met ander woorde, ek gee my binneste vir die Heilige Gees om nuwe kode te skryf sodat ek kan verander. Ek het nie net programme wat ek nie in kan ingaan nie. Ek laat God toe in alles. In wie se hart daar geen valsheid is nie. Dit gaan goed. Daar is rus. Dit is die eerste 2 verse. En dan die volgende 2 verse, dankie Peer, praat oor die las van sonde. Lees dit saam met my. Toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. Toe ek oor my sonde geswyg het, toe my hart valsheid ingehaat het. Nee? En oor my sonde te swyg beteken nie, ek vertel mense van my sonde nie. Dis sosiaal bitter ongemaklik om rond te loop en vertel vir mense als wie verkeerd gedoen het. Maar is my hart voor God oop. Toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog soos water in somerhitte. My krag het opgedroog soos water in somerhitte. Het jy al in 'n situasie beland waar jy 'n kennis of 'n vertroueling of 'n vriend van jou te nagekom het? Dalk die verkeerde ding op die verkeerde plek gesê en jy hoor dit het by die persoon uitgekom en hy of sy is woedend. En dan daag jy op by 'n funksie hier in die dorp of by die koöperasie of by die spar en daai persoon is ook in die spar en julle het nog hierdie onvertelde konflik. Ek weet nie vir jou nie, maar dit voel vir my dadelik of ek maar eerder wag dat iemand by die deur inkom sodat hy oopgaan dat ek weer daar kan uitgaan. Dis wat hy sê as hy sê die Here se hand het swaar op my gedruk. Dit voel vir my asof die Here vir my sê jy moet regmaak. En ek sien emosioneel nie kans daarvoor. As ek hierdie swygendheid handhaaf en my hart van die Here al weghou en my sonde nie voor die Here bring nie, my gebrokenheid, dan loop ek met hierdie hand wat so op my druk, wat die Here vir my sê, ek herinner jou. En ek het geleer, jy moet jou goed dadelik doen. Eerste oproep van die oggend, die moeilike oproep. Eerste besoek van die dag, die moeilike besoek. Anders is dit 'n swaar dag, en môre is swaarder. Dis waarvan die psalmdigter praat. Die hand het dag en nag op my gedruk. Dankie Peer.
Kom ek vat so vir 'n oomblik by hierdie 2 verse net 'n kantaantekening, advertensiebreek, oor die wonde van sonde. Want sonde het 'n effek. Wat sê Eksodus 20 in die wet? Die Here betoon sy liefde, betoon sy trou aan die wat hom liefhet tot in die 1000ste geslag. En die wat hom haat, is daar oordeel tot in die 3de en die 4de geslag. Dit is 'n pragtige beeld om te sê God se genade is oneindig en sy oordeel is ook tydelik. Toe ek sielkunde gestudeer het, het ek eendag vir die professor in die klas gevra, toe hy hierdie beginsel van ondersoek en van navraag en van as jy die eerste evaluering met iemand doen, toe sê hy, mens moet navraag doen oor die familie. Dokters doen dit ook. Sy vertel my van die pa, en wie het hartaanvalle gehad, en wie het geelsig, en wie het al die goed gehad, is belangrik. En iets in my kop gaan aan, dan gaan 'n liggie aan, ek is mos nou 'n dominee al, gaan nie 'n liggie aan, ek sê, dokter, ekskuus man, tot watter geslag moet 'n mens navraag doen, oor geestesgesondheid? Hy sê, man, as jy kan, tot in die 3de, en selfs in die 4de geslag. Boeg, gaan die vuurwerke in my kop af. Ek dink, my genade. Ek sê, dokter, dis baie interessant, want in Eksodus 20 staan daar, dat mense wat weg van God af leef, beleef die gevolge van sonde, tot in die 3de en die 4de geslag. Hy het nie daarvan gehou nie. Hy het vir my gesê, Dominee Venter, jy is nie in die teologieklas. En ek het ons het 'n goeie skermutseling gehad in najaar, want hy het nou en dan het hy oor die Bybelse manier van praat oor die mens gepraat. En dan seker my hand op, dan sê ek, dokter, ekskuus, is ons nou in die teologieklas, wat ek daarop kan antwoord? Sê, nee, Dominee Venter, nee, kom ons los dit. So, tot in die 3de en die 4de geslag het sonde, afwesigheid van God, boosheid, noem dit wat jy wil, 'n effek op mense. Die wonde van sonde. Sonde het vandag 'n effek op jou. As daar iets is wat jy mee loop, wat nie oop is vir die Here nie, wat jy nie vir die Gees sê, ek bely my gebrokenheid. En dit kan 'n manier van dink wees, dit kan 'n verhouding wees waarin jy moet om vergifnis vra, dit kan, ek weet nie wat dit is nie. Jy sal interessant wees as ons almal se sonde hier voorkom neersit, gaan ons 'n berg hier so hê. Ons lyk maar so mooi skoon gewas. Die dominee ook, hy lyk so skoon gewas. Maar ons loop met daai las van sonde. En wanneer ons dit swyg, raak dit erger. Dan het dit 'n effek. En sonde se wonde gaan oor generasies. Vir jou hierdie prentjie wys, dankie Peer, van 'n ding wat hulle noem adverse childhood experiences of ACEs. Mense sê baie keer, man, my kinderdae is verby, ek kan nie meer, die goed wat met ons in ons kinderdae gebeur, die gevolge van die sonde, wat ander aan ons doen, of 'n gebroke situasie aan ons doen in ons kinderdae, het 'n effek in ons volwasse lewe, as ons dit nie uitsorteer en nie iets daarmee doen nie. En hierdie goed is goed soos fisiese mishandeling, verwaarlosing, kinders wat verwaarloos is, 'n lid van die gesin wat self met een of ander geestesongesteldheid sukkel, met depressie of een of ander geestesongesteldheid, seksuele mishandeling, verlies aan 'n ouer as gevolg van afsterwe, egskeiding of abandonment, verlating. Emosionele mishandeling, emosionele verwaarlosing, om met ouers te wees wat nie regtig kan liefde wys en versorging kan doen nie. Iemand wat aan dwelms of drank of een of ander substans verslaaf is. Iemand wat in die tronk was, aangekla is van 'n misdaad. En dan om getuie te wees van aanranding in die huis, emosionele of fisiese aanranding. Dis die ACEs. En as daar so 2 of 3 van daai in jou storie is,
maak dit 'n impak op ons. 2 of 3. En daar sien jy aan die onderkant, dit word verbind aan hoë risiko gesondheidsgedrag. Dit word verbind aan kroniese gesondheidstoestande. Veral die ene mense 50s. Haal daai goed, dit gaan nie weg nie. As ek dit verberg, of as ek dit nie oopmaak nie, of as ek nie daarmee deel nie. Laer lewensduurte. Vroeë dood. Goed soos oorgewig, obesiteit. 'n Klomp verskillende goed word verbind aan wonde van sonde wat saam met ons kom. En of dit in jou kinderdae was, en of dit ergens was met die verlies van 'n familielid of wat ook al, en jy het net toegepak en probeer verberg, dan sê hierdie 2 verse, dit voel asof die Here se hand swaar op my druk. En dit het 'n effek. Hy sê my liggaam het uitgeteer. Dit het 'n fisiese effek op jou. Maar dan sê van vers 5 af, ek kan my aanblaai asseblief Peer, enetjie terug. Die wonder van vergifnis. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie, en hy het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek, 'n rusplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. En jy moet die teks nou fyn lees. Moenie net oor hom blaai nie. Toe ek my oortreding nie weggesteek het nie, voor die Here bely het, my opstandigheid, my weiering om oop te wees vir God se werk. Dis hoekom ons bid tot die Here. Want vloedwater sal my nie skielik oorval nie. Vloedwater sal kom. Daar gaan vloedwaters wees. Maar ek gaan nie skielik oorval word in die sin dat ek vernietig gaan word nie. U is vir my 'n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle. Daar gaan aanvalle wees. Die teks sê nie ons hou die aanvalle weg van ons, maar ek is in God se beskerming en aangevalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Die wonder van vergifnis. As ek vergifnis vra, my hart vir die Here oopmaak, ontvang ek vergifnis en die vryheid, die wonder van vergifnis. Soos die verlore seun na sy pa toe stap in die veld met sy stinkklere en sy hart in sy hande en sê, pa, ek het gesondig teen U, ek bely my opstandigheid, ek bely my weerbarstigheid, ek het nodig om my verhouding met U te herstel. Sien jy dit raak? Ek sal met hierdie vuil klere en met my skuld en my sonde sal ek in die buitekamer gaan bly. Ek sal op die werf bly. Ek sal 'n diensknegt, ek sal 'n slaaf wees in jou huis as ek net weer my verhouding met jou kan hê. En sy pa sê, slag die gemeste kalf. Die vreugde, die wonder van vergifnis. Wonder van vergifnis. Vers 6 en 7. Dan vers 8, dankie Peer. Die vreugde van herstel. So wat gebeur met my as ek God se vergifnis kry en hy sê, ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee, my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd op van my hul, wat met 'n stang in die bek beteel moet word as hy hom bely nie. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Die omvou hy met sy liefde. Wie op die Here vertrou, omvou hy met sy liefde. Ek wil jou onderrig. Ek wil jou die pad leer wat jy moet volg, om geleer te word, maar nie soos 'n perd of 'n donkie wees wat 'n stang moet kry, wat gestuur moet word nie, wat heeltyd gedruk moet word in 'n rigting nie en weerbarstig is nie. Here, ek maak my hart oop, ek is sag. Ek wil graag. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. God doen restaurasie van die wonde van sonde. Dit wat
aan my gedoen is in 'n sondige wêreld en dit wat ek aan myself doen met my weerbarstigheid. God restoreer. Mense is baie keer bang om daar diep te gaan krap en te gaan oopmaak, want hulle sê dit gaan soos 'n ashoop wees in my lewe. Ek wil nie weer met daai vullis deel nie. Dit gaan stink en is onaangenaam. Ek wil eerder vergeet daarvan. Dit gaan saam met jou. Jy kan niks daaraan doen as jy dit nie oopmaak nie. En God kom en hy kom restoreer daar. Hy kom ry dit weg deur sy gees. Hy kom sit die vloer weer oor. Sit nuwe teëls op. Kom verf die mure sodat daai plek bruikbaar word. Daar vind restaurasie plaas. Verbly julle in die Here en juig regverdiges. Jubel alle opregtes. Die blydskap om 'n rusplek te hê. 'n Plek in jou lewe en jou hart. Maak nie saak wat rondom jou gebeur nie. Dat jy kan sing, wees stil en weet. Dat jy kan sing, God is hier teenwoordig. Dat jy kan asemhaal en nie die gejaagdheid en die gedruktheid van die wonde van sonde beleef nie. Hierdie psalm het my na hierdie teks toe gevat. Jesaja 55 vers 12 en 13. Ek het hom in Engels. Die Afrikaans klink nie so lekker nie. Hy sê, so you'll go out in joy. You will be led into a whole and complete life. The mountains and the hills will lead the parade, bursting with song. All the trees of the forest will join the procession, exuberant with the applause. Die berge sal hande klap. Die bome sal hande klap en juig. No more thistles, but giant sequoias. Nie meer onkruid nie, maar wonderlike groot bome wat koel te gee. No more thorn bushes, but stately pines. Monuments to me aan God. Living and lasting evidence of God. Maak nie saak wat jou vashou nie, vriende. Maak nie saak waarmee jy stoei nie. Die probleem is, ons hou dit van God af weg. Die probleem is, ons probeer dit afdruk. Die probleem is, ons probeer daarvan vergeet en dit wegstoot. En ek het in my eie lewe en die lewe van honderde ander mense al beleef, hoe God sy vergifnis en restaurasie doen in mense se lewe. Dankie, Pierre. So daar is 'n rusplek. Daar is 'n plek wat jy in die koelte kan wees, wat jy lekker warm ete kan eet. Die hele dag het jy sweeties en neute geëet. Die lekkerste ding van stap of in die natuur wees is, as jy in die aand kan kos maak, warm kos. Jy het 'n lekker warm slaapsak, jy gaan kyk hoe die son ondergaan. En I don't have a care in the world. Want God leef hier binne in my. Ek gaan nou nie waag om daai video te speel nie, so anders gee vir ons. So ek wil nou vir jou geleentheid skep om wat ons nou oor gepraat het en wat die woord vir ons gesê het, te doen. Ek wil 'n geleentheid skep vir belydenis en verootmoediging en vir die Here vergifnis vra. En ons gaan 'n lied sing. En dan wil ek aan jou verkondig dat God nuut maak. Dat God ons restoreer, dat hy ons vry maak. En ons gaan 'n lied sing. So terwyl Heinrich in die span na vorentoe kom, wil ek jou nooi om na hierdie teks net te luister. As 'n reaksie op die boodskap. Psalm 139 vers 23 staan daar. Dis die psalmdigter se woorde. Staan daar: deurgrond my, o God, deurgrond my hart. Kom ons bid saam. Ag Here, dankie dat ons vanoggend kon sien in die woord hoe dit werk. Dankie dat U vir ons dit oopgebreek het en dankie dat ons ook nou vir 'n oomblik net kon sê, hier is ons hart.
Hier is wie ons is. Hier is ons gebrokenheid. Hier is die kamers van ons lewe, Here, wat die deure al so lank toe is, dat ons nie eers meer weet wat daarin is nie. Hier is die sleutels, Here. En dat ons weet dat ons kan roem in U barmhartigheid, U genade, U vergifnis. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen.